Here Jesus, net U is waardig en U alleen. Is die naam bo elke naam, die koning van ons hart en ons hele wese. Here, ek kom bid dat U vandag, dat ons elkeen sal gesels, vanoggend tussen murg en been sal insny, Here. Wees daar soos U, Heilige Gees, U is klaar hier, U is getrou, U is met ons. Wat 2 of meer saam is in U naam, daar is U. Dankie dat U hier is. Kom gesels met ons vandag, Here. Kom praat ons, kom maak ons wakker, kom skud ons 'n bietjie vanoggend. Maar net U kan. Ons die lief, Here. Amen. Amen. Say great. Kom ons gee sommer vir die band net 'n hande klap. Ons eer die Here vir hulle. Sy vriende, vanoggend wil ek met jou gesels oor seëninge vir generasies, om geseën te wees deur generasies. En baie interessant, daar's 'n paar goed ek voel die Here vir jou wil oopbreek vanoggend. Daar's 'n paar goed wat ek wil hê die Here jou 'n bietjie moet skud en 'n bietjie wakker moet maak op. Ek wil vanoggend vir die volgende stelling maak en vir jou sê dat jy is geseënd in Christus Jesus. Okay? En weer eens net as ek daarvan praat, die seën van die Here is nie net 'n finansiële ding nie. Ek het hierdie week lekker studie daarvan gaan maak en die seën van die Here is van gesondheid tot vrede, tot wysheid wat hy vir jou gee, tot plekke waar ons van hom vra om te voorsien en hy voorsien. Daar's 'n veelvoudige plek van seën van die Here. Maar vanoggend moet jy besef dat jy is geseënd in die seën wat Abraham ook op sy lewe gehad het. En ek gaan dit nou vir jou wys. Hoekom is dit belangrik om dit te besef? Want as jy dit nie besef nie, is jy nie oop dat die Here met jou praat nie. Want jy dink nie die Here wil goeie goed met jou doen nie. Jy dink nie hy het geleenthede vir jou nie. Jy dink nie hy wil jou vooruit gaan nie. Jy dink nie hy is vir jou nie. Want jy het 'n wanpersepsie oor die seën van die Here. Vanoggend wil ek dit oopbreek vir jou. Is dit oukei? Ja, maar eerste, so ek dink een persoon wat verstaan die seën van die Here is Tannie Hessie. Nee? Wil Tannie opkom? Asseblief, ja. Die Afrikaanse liedjie, nie daar opspring nie, wat Tannie nie. Okay, nee, maar staan nie, is fine, moenie worry nie. Okay, so ek wil gou hê Tannie Hessie moet al getuienis met julle deel oor wat die week met haar gebeur het. Maar ek wil hê jy moet sien, as sy nie die seën van die Here verstaan het nie, het dit baie anders uitgedraai. Ek wil net vir julle sê, Woensdagnag of Donderdagoggend word ek wakker en ek wil toilet toe gaan. En toe ek uit my bed het wil opstaan, toe voel ek maar ek het geen beheer op my regterkant nie. Ek het nie been nie en ek het nie 'n arm nie. En ek sit op die bed en ek sê, Here, ek weet nou nie wat hier aangaan nie. Maar so gly ek van die bed af en ek gaan op my bout skuur ek aan tot by die toilet. Want nou Eloom werk hard in die dag. My sussie en my swaar is daar, hulle het 'n rowwe dag agter die rug. Ek gaan nie hulle in die nag pla nie. So het ek gesukkel, ek kom op die toilet. Ek het myself gehelp, so sukkel ek weer terug, maar ek het geweldige hoofpyn. En dadelik sê ek, Satan, wyk jy weg agter my. Ek vat niks wat nie van God af is nie. So drink ek pille en ek klim terug in die bed met 'n gesukkel. En donderdagmôre toe ons nou wakker word, toe kom my sussie by my in, sy sê, gaan ons koffie maak. Ek sê, jy kan maar gaan, ek het nie 'n regterkant vanmôre nie. Sy kyk my so, sy sê, wat praat jy van? Ek sê, ek is verlam aan my regterkant. Sy sê, Hessie, maar dadelik kom Eloom. En Eloma sê, jy maak klaar, ek vat jou nou hospitaal toe. Ons kom by die hospitaal, ek sê, ons bel vir Jace. Sy bel vir Jace en ons praat met Jace, hy bid vir my. Hy sê, Tannie, ek ervaar
dis iets wat 'n kort rukkie gaan duur. Ek sê dankie, ek ervaar die Here gaan my optel. Kort gaan ek vir julle sê, hulle het toetse gedoen. Die dokter het vir my gesê, is nie werklik 'n stroke nie, is iets met dieselfde simptome as 'n stroke, maar dit kan so 3 maande en dan 6 maande wees voor ek weer gebruik van my regterkant het. Nou ek wil net vir julle sê, my God, glo nie aan 3 maande en 6 maande nie. My God glo aan nou, die oomblik nou. Toe hy dit vir my sê, toe sê ek, you don't know my God. My God can fix it in the instance. So sit ek hele donderdag nag. 1:00 bel ek my swaar en my sussie, maar my sussie antwoord nie, my swaar antwoord. Ek sê, Boeta, bid net vir my, ek het verskriklike hoofpyn, dat die Here my gaan aanraak. Net na 1 kom die dokter by my, hy sê vir my, eerste bed Tannie, wat nou oop gaan jy in. Hy sê, ek worry nie wat hulle indra nie, maar ek sê nou vir jou die eerste bed. 2:00 toe ek in 'n bed, en ek raak aan die slaap. Kort storie, word Vrydagoggend wakker, toe hulle die vitals doen, en ek voel my regterhand geheel en al. Krap met my linkerhand, ek voel al die lewe. Krap met my hand oor my been, en ek voel daar's lewe. En toe die dokter by my kom, toe sê ek vir hom, ek sê vir jou, die Here raak my aan. Ek sê, ek glo in 'n volbragte werk. Hy sê, Tannie, ek reël nou vir die fisio, hulle gaan vir jou 'n rolstoel uitreik. Ek sê, luister dokter, ek vat nie 'n rolstoel nie, want dan het ek die vyand in my lewe toegelaat. Ek sê, ek gaan met 'n krukkie uit. Hy sê, is onmoontlik. Hy sê, dan moet sy vir jou, jy weet, kruk gee, jy weet, hierdie trolletjies waarmee hulle loop. Ek sê, ek loop nie met 'n trollie nie. Ek sê, die Here sê, ek is nog nie oud genoeg vir dit nie. Ek vat daai nie vir my nie. Ek sê, ek sal met 'n kruk gaan, ons sal regkom. Hy sê, mevrou, ek sê, luister, you don't know my God. En toe ek het vir hom toe sien ek, hy kry so trane in sy oë. Ek sê vir hom, as jy vandag 'n tydjie het, kom sit jy by my vir 'n paar minute, ek met jou praat. Bietjie later kom hy daar by my, trek die gordyne toe uit 'n koppie koffie, hy sê, ek het 10 minute. Ek sê, ken jy die Here Jesus? Hy sê, ja, hy het toe hy jonk was die Here aangeneem. Ek sê, wel, loop jy 'n pad met die Here? Hy sê, nee Tannie. Hy sê, dit het so besig geword in my lewe. Ek het so baie verpligtinge. Ek sê, jy kan nooit te veel verpligtinge hê om by God uit te kom nie. Ek sê, God moet die nommer 1 in elkeen van ons se lewe wees. Ek lei hom weer na die Here toe. Hy neem die Here aan. Hy sê vir my, ek sê vir hom, gaan na die kerke toe in jou gebied, kyk waar jy gemaklik is en begin die Here dien. God is op die troon. Hy sê vir my, Tannie, jy moes met my gebeur. Toe sê ek, ja Here, dan weet ek hoekom moes hierdie gebeur. Want u moes 'n siel bereik wat andersins nie by u sou uitkom nie. So ek gee die Here al die eer, al die lof, al die aanbidding. En toe ek daar uitstap, toe stap ek met 'n kruk uit en ek loop nou al sonder die kruk. En ek sê vir julle, ons dien 'n waaragtige God. Ons dien 'n God wat waardig is om te eer en te volg. Doen wat nodig is in jou lewe om by God uit te kom. Nou hier's die realiteit. Daar was iets in haar hart klaar wat besef het dat God hoor haar. Sy's deel van sy koninkryk. Hy's op die troon en sy kan die vyand weerstaan. En vanoggend wil ek vir jou vra, wat gaan in jou hart en as ek vir jou sê dat jy deel van Abraham se seun is? Dat jy deel van 'n generasie is wat geseën is deur God. Want dit is die resultaat wanneer die vyand kom. Wat kon gebeur het? Nee, sy kon in 'n rolstoel gewees het, sy kon die vyand geglo het, sy kon, en soveel keer sit ek met kinders van die Here waar die vyand kom en hy wil gebeur iets en skielik oorweldig hulle dit so, want hulle glo nie wat die Here oor hulle sê nie. Kyk, so daar is ons intro, amen. Nou ek wil begin en vir jou Galasiërs
3 lees, en hierdie is eintlik my begin en my teologiese stand wat ek glo, dit wat ek glo in die Here. Galasiërs 3, vers 28. Hoor gou hierso. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man of vrou nie, vir al die skewe kerke wat glo dat vrouens niets vir die Here kan doen nie. Daar is nie meer man of vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus, en dan hoor hierdie kern. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die beloftes erfgenome. 2 belangrike stellings dit dan ook. Nageslag en erfgenome. As ek vir jou vra, wat beteken erfgenom vandag? Wat gaan jy vir my sê? Net vir ons Bethel gemeente, hallo sê, ek hoor julle kyk vanoggend. Hallo Bethel. Okay. As ek vir jou sê erfgenom, wat beteken dit? Jy vir my te antwoord nie, dink self. Wat beteken dit vir jou? Nou eerste, vir my beteken dit baie goed. Dit beteken dat ek deel van God se koninkryk is. Dit beteken dat die reëls vir my is anders as die reëls vir die wêreld. Die wêreld het nie die belofte van Christus nie. Met ander woorde, hulle is paniek, bevange, hulle hardloop rond, hulle is net bang of val 'n ding op hulle kop, hulle is all over the place. Ons is Frans vanmiddag. Ja, lekker. Ons is in die vrede van die Here. Julle gaan my laat hard werk vandag. Halleluja. Ek sien dit sommer. Ek sien iemand weet 'n ding eers 'n bietjie lig by julle. Ek wil vandag vir jou sê dat jy is die erfgenaam. As ek 'n bietjie hard praat, ek sê wie doof in die een oor na daai virus, maar dit is besig om te genees, maar ek kan myself glad nie hoor aan hierdie kant nie. So as ek op julle skree, ek vra nou om verskoning. Ek hoor sê julle amen, is reg. Asai, dankie. Lief jy ook. Okay. Stop dit nou. Okay, so ons reëls is anders. Maar ek sien meeste Christene nie besef hulle is erfgenome nie. En wanneer ons nie besef ons is erfgenome nie, wanneer ons nie staan op dit nie, dan val ons nie onder sy reëls nie, want ons glo dit nie. Hallo. Ons glo dit nie. Ons glo nie wat nie. Wat het aan die Jesus, soos ek vir jou gesê het, as hy dit nie geglo het nie, het daar nie wonderwerke gebeur nie. Dis nie geaktiveer nie. Abraham, ek gaan dit nou net vir jou lees. Hy glo dat hy 'n erfgenaam is. God praat met hom en sê vir hom trek. Hy volg die Here se stem en al die beloftes begin manifesteer. Verstaan jy dat daar 'n aksie saam met erfgenaam is? Dink daaraan dat jy 'n erfgenaam is van een of ander ou wat regtig goed gedoen het in sy lewe. Maar jy het nooit geglo jy is 'n erfgenaam nie, jy het nooit jou erfenis geclaim nie. Hallo. Gister loop ons by die uitreik, die 60-60 uitreik, dankie, ons is amper 60 ouens wat saam die uitreik gedoen het. Jesus, julle is eisters. Ons stap en die Here gee vir ons 'n spesifieke plek waar ons moet gaan en dadelik in my gees voel ek hoe sê die Here, jy gaan in die hoofpad afstap, om die draai gaan jy kom en daar gaan 'n ou met 'n kniebesering sit wat ek wil genees. Ek voel net in my gees hierdie. Ek sê vir die 2 seentjies, ek het vir Diego en Richard gekry. Here help ons en hulle 2 is toe saam met my en ek wil hulle nou leer om in die vrede van die Here te beweeg, om in die rigting te gaan wat die Here met hulle praat op. Ons stap en toe ons om die draai kom, sit daar 3 ouens, ek stap na hulle toe, ek sê luister, hierdie, maar jy kan sommer dadelik sien, verstaan, die man het dadelik, wie is hierdie boer wat nou met my wil praat? Dis 'n bietjie, ek sê okay, wow, ek's nie 'n Jehovah getuie nie. Okay. Tweede is iemand hier wat sukkel met 'n knie, die Here wil jou genees. Die ene sê dis ek. Hy sê as ek loop, dan val my knie die hele tyd uit na die kant toe. Ek kan nie normaal loop nie, my hele knie gee in. Ek sê is jy. Terwyl ek begin bid, sê die Here vir my, jy bid nie, Diego en Richard bid. Ek sê okay, julle 2 manne gaan bid, ek gaan net aan die kantlyn staan. Hulle bid, die volgende oomblik kom die Here, hy raak sy spiere aan, hy genees hom, ek sê vir hom loop, en die ou loop normaal, en die Here genees hom op die plek. Maar hier's die ding, ek sê vir hom, wat was fout? Hy vertel my dat hy eintlik gestrem is,
Maar as ek nie geglo het in my erfenis as kind van God nie, het ek nie gestap en gesê, Here, praat met my nie. Ek het nie geglo, hy wil iets doen nie, en ek het nou maar net aangekap. Ek was maar net 'n aankappertjie. Hoeveel mense vandag sien nie wat net 'n aankappertjie is? Moenie 'n aankappertjie wees nie, hoor. Sien soveel mooi woorde na mekaar. Ek gedraak myself vandag. Om dit iets skuif by jou, geliefdes. Nou ek glo met alles in my, 2 goed bepaal die seën van die Here. Eerste is, glo jy dat die Here jou altyd hoor? Glo jy dat die Here met jou is? Blaai vir my na Johannes 11 vers 40, Johannes 11 vers 40. Afwysing toe. Ek sit by die Here en ek sê, Here, hoe neem ons al hierdie beloftes in? En hy gee vir my 2 skrifte. Vers 40. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Wat glo? Glo wat ek volgens vir jou gesê het. Glo jy dit wat ek vir jou sê? En glo is wat? Doen. Sal jy bereid wees om op die stem van die Here uit te beweeg? Sal jy die vrede van die Here volg? Ek sê vir daai man op 'n stadium stap, as sê ek vir hulle, wat se straat? Dan sê ek vir hulle, hierdie straat, dan weet ek die Here sê nee, hulle sê nee. Ek sê, great, daai is die vrede van die Here. Volgende een, ja, ons voel daai een. Kry 3 kleerling manne wat sit en rook. Smoke break. Stap ek in, ek sê, ai. Eerstens nie 'n ewige getuie nie. Maar ek wil gou met julle chat oor die Here. Nou trek hulle daai, dit lyk soos toe ons op skool was, nie vinnig 'n skelm gaan rook, nê? Toe gedouble clutch, daai manne double clutch om so rooi. Ek kom op by hulle, ek sê vir hulle, luister boys, ek wil met julle gesels oor die Here. Hulle akaf, hulle sê vir my, ons wil nie Jesus aanneem nie, ons is nie kinders van God nie, ons wil hom nie aanneem nie, want ons is nie reg om te bekeer nie. Ek sê, wow, weet jy die stupid goed vir julle geleer, jy hoef nie reg te wees nie. Ek verduidelik vir hulle beginsel, bekering en wedergebore. Ek sê, jy word wedergebore as kind van God, wanneer jy hom aanneem en jou naam word in die boek van die lewe geskryf, dan elke dag is dit 'n proses. Een kyk vir die ander een sê, hy sê, my bro, dis maklik. Ek sê, maar kom ons bid. Hy sê, ja. Hy gryp soms sy chom, hy sê, jy bid saam, is jy okay? Maar hoor gou mooi, ek moes glo dat die Here met ons praat. Nee? 41, hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Nee? 42. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skade wat rondom my staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Eerste, glo jy dat die Here jou verhoor? Glo jy dat die Here jou altyd hoor? Glo jy dat jy 'n lewende verhouding met hom kan hê? Hoor gou mooi, jy moet dit glo. Ek kon gister gestaan het en gesê het, okay, ek weet nie regtig waartoe om te gaan nie, of ek kan bid en sê, Here, waartoe gaan ons? En wat ek ook al in my hart gevoel het, het ek gedoen. As gevolg van dit is mense gered en genees, en elkeen van die groepe gister het presies dieselfde gedoen. Van daai groepe het palmboompies gesien en cartoons, en hulle by die plek kom wat hulle voel, die Here sê, toe op die palm, sambrele, sulke sambreeltjies musiek. Hulle daar kom, is dit daar, hulle voor die een ou kom, dis al 'n cartoon op sy bors, 'n prentjie. Dis dit die ou met wie die Here afspraak het. Glo ons dat die Here ons altyd hoor, ja of nee? Jy moet. En glo is doen, glo is uitstap. Hallo, wat is die eerste ding? Tweede ding is, wat regtig belangrik is, ek dink iemand wat baie geseënd was deur die Here was Dawid. Het Dawid dit verkeerd gekry? Het Dawid dit verkeerd gekry? Yes, ek dink baie keer as ek na Dawid kyk, dan dink ek, Here, ek is okay. Dawid het dit veelvoudig keer gemis. Maar tweede is, glo dat die Here met jou wil praat. Eerste, tweede is, wil ek hê dat jy die hart van Dawid sal hê. Blaai vir my na Handelinge 13:22 toe. En nadat hy hom afgesit het, Saul,
het hy Dawid vir hom verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Jesse, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. So hier is die vraag, voor ek begin met die seun van die Here, wil ek vir jou sê, het jy 'n hart om die Here te gehoorsaam, ten spyte van? Stop gou daar. Hy kies vir Dawid, en ek wil nou vir jou sê, as jy dink die seun van die Here gaan oor jy wat dit reg kry, nee, dit is nie my chom, jy gaan dit verkeerd kry. Jy gaan tot die dag wat jy doodgaan dit verkeerd kry, maar dit is 'n heiligmakingsproses, dag vir dag, wat jy wat doen? Jou hart neerlê en sê, Here, kom ons probeer vandag weer. Ek het 'n hart vir U. Ek is jammer waar ek dit gemis het. Here, ek gaan dit beter doen vandag. Okay, eerste glo jy die Here oor jou. Tweede is jou hart in plek. Hallo? Okay. Ek het vir jou gesê jy is geseënd. Amen. Galasiërs 3:28. Kan jy sien dat jy geseënd is klaar? Is ek meer geseënd as Johan Cooper? Nee, hy het meer hare as ek. Hy's verseker meer geseënd as ek. Nee. Nee, ons is eweveel geseënd in Christus Jesus. Ek en Janine is eweveel geseënd. Ek en Erik is eweveel geseënd. Okay? Waar kom die verskil? Partykeer die stappe wat ons vat. Come on, met wie se hart praat hierdie? Die stappe wat jy vat is die verskil. Ek hoor hom, my hart is om hom te volg ten spyte van 'n kromstok wat ek is, en nou vat ek stappe in gehoorsaamheid van sy stem. Stappe in gehoorsaamheid van hom. Ek het 'n hart om sy woord te eer, maar ek stap uit wanneer hy sê ek moet. Ek doen wat hy sê ek moet. Ek hou nie terug as hy vir my sê ek moet nie. Ek gou vir wat hy vir my het. En dan raak ek die erfenis. Ek neem my erfenis in. So ek wil 3 woorde vir jou sê. Eerste, jy is geseënd. Almal het dit nou, nê? Tweede wil ek vir jou sê, het 'n hart wat die Here eer. Blaai vir op Psalm 19, vers 9 toe. Ek het 'n hele studie gemaak hierdie week daarvan en ek kon uitkom by 3 groot stappe. Buite in jou hart en buite dat jy glo jy hoor hom, daai net deel van jou wese, is daar 3 stappe. Jy is gesalf, bly gesalf en neem gesalfde geleenthede. Jy is gesalf, bly gesalf en leen gesalfde geleenthede. Wie het nou gesien hy is gesalf? Steek jou hand op. Okay? Jy is gesalf. Nou wil ek wat doen? Gesalf bly. En hoe doen ek dit? Psalm 19 vers 9, gaan vir sien toe. Ek wil dit vir jou te ingewikkeld maak vandag nie. Want ek glo, meeste van ons glo nie dat ons gesalf is nie. Ons vat nie stappe om dit te aktiveer nie. So vandag moet ek jou druk. Psalm 19:9. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame in hulle is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Hulle het nog nie chocolate daai tyd gehad nie, nou gebruik hulle maar heuning. Kom stop gou vinnig hier. So eerste, ek weet ek is geseënd. Tweede, ek wil 'n Dawid hart hê vir die woord van die Here. Wat beteken dit? So dis daai gebly geseënd. Jesus maak 'n stelling, hy sê jy kan niks sonder my doen nie. Nee, Johannes 15. Sonder my kan jy niks doen nie. Maar dan maak hy volgende stelling en hy sê Halleluja. Daar gaan die ligte ook af. Hy sê as jy my woord onderhou, vra net wat jy wil. So luister gou my vriend, ek het 'n hart na die woord van die Here. As die Here sê ek mag nie steel nie, dan steel ek nie. As hy sê ek mag nie egbreek pleeg nie, dan mag ek nie egbreek pleeg nie. As hy sê ek mag nie moord pleeg nie, dan mag ek nie moord pleeg nie. As hy sê moenie iemand anders begeer nie, dan begeer ek nie iets anders van iemand nie of iemand anders nie. En as ek dit verkeerd kry, het ek 'n Dawid hart om te sê, "Jesus, Here, ek het weer kwaad geword vir daai taxi gister." Dis nou ek wat repent. Ek's jammer, Here, kan ek volgende keer werk daaraan om vir my 'n plekkie te gee as hy van agteraf inry? Almal is dit.
Jy is gesalf. Hoe bly jy gesalf? Om 'n hart te hê vir sy woord. 'n Hart te hê vir sy opdragte. My vriend, maak dit sin vir jou. Okay? Johannes 15 kan jy gaan lees en dit praat. Jesus sê, jy kan niks doen sonder my nie. Maar hy maak dit baie duidelik om te sê, dat as jy my woord onderhou, vra net wat jy wil. Wat beteken hy vra net wat jy wil? Erfenis. In name daarvan. Wie wil vra dat die Here antwoord? Onderhou sy woord. Want jy sê, niemand kan sy woord onderhou nie. Ek verstaan dit, maar het 'n hart wat repent en te sê, Here, ek het dit gemis, kom ons probeer weer, en probeer dit beter kry, dag vir dag. Maak dit sin? Maak dit sin? Blaai van op Psalm 103, vers 17 toe. Dankie vir hierdie een, Here. Net liggies, Here, ons is maar fragile, Nicole. Amen. Al soveel van julle se huise wat skade gekry het, ons vertrou die Here dat hy vir jou 4 dubbel sal teruggee. Okay, 17. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir die kinders. Nee, kinders, so dis vir jou geslag tot geslag, nee. Vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dit te doen. Stop gou vinnig daar. Aan sy bevele dink om dit te doen. So met ander woorde, daar kom 'n geleentheid by my om iets te doen wat teen die wil van die Here is, en ek dink dan, ek kan nie hierdie doen nie, want hierdie is teen die wil van die Here. Vertel vir die manne Vrydag, ek is Vrydagoggend of Donderdag iewers staan ek in die petrolstasie, en daar's 'n ry, en dis klaar, die dames is klaar so 'n bietjie te mekaar, nê? Dan net die petrolstasie naby. Die Louisa se petrolstasie, aan die ene. En ek staan daar, en die volgende oomblik, ek het nou vir my ietsie bestel, en dit is nou my beurt om gehelp te word, en die kom 'n ou van die kant af, en die vrou kyk vir my, en sy sê vir hom, "Come through, sir." En die ou staan reg voor my. Nou kan ek sien al twee is van die Eastern Cape. Nou staan ek daar, en in die week het ek met my vrou gepraat, want sy het Jakobus aangebied, vir 'n man wat nie sy tong in toom kan hou nie, is nie die evangelie werd nie. Nou, en sê, "You can come now through, sir." En as dit my weet, ek sê, "Thank you, that's lovely, thank you for helping me." Maar in myself wil ek wou ontplof het in daai moment. Ek wou vir gesê, "Luister, ek was mos nou eers hier. Op rassisties wees, dis my beurt, hierdie ou kom vir, en alles spoel in my kop, en die Here sê, wil jy evangelie werd wees? Is my woord vir jou belangrik genoeg om jouself in toom te hou? Al die skrif wat ek in sy oor gepraat het, kom in die week by my op. Manne, het jou vrou met jou gepraat oor skrif, en dit herhaal net in jou kop. Nee, nie julle nie, julle is so bevoorreg nie. Maar hier is die realiteit, vir my om die koninkryk werd te wees, moet ek die verordeninge, die woord van die Here eer. Kry ek dit reg? Ja. Kry ek dit baie keer nie reg nie? Ja. Maar het ek 'n hart daarvoor. So my eerste punt was wat? Jy is Ag, halleluja. Die antwoord is, jy is gesalf. Jy is gesalf. Jy is die ou wat 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus is. Hoe bly ek in dit? Om 'n hart vir die Here te hê, en 'n hart om dit reg te kry, al kry ons dit nie reg nie, ek smag daarna met alles in my. Want wanneer jy die eerste keer reg kry, is die tweede keer die makliker. Derde keer nog makliker. Die vierde keer as daai ou van die kant af kom en sê, "Don't worry, come and stand here. You look like in a hurry." Gee ek sommer vir my plekkie. Amen. Of ek trip hom. Ag, ek meen, gee vir my plek. Ek het nou net na die uitreik reg kry, toe kom daar 'n ou met 'n taxi van agteraf gejaag, en hy kom druk heel hier langs my in, en vir 'n rukkie bly ek net voor my kyk en sê, "Daar's nie 'n manier dat ek vir jou 'n plekkie gee nie." Maak die venster oop, maak en vir hom sê, "This is bad manners," of ietsie. Anolei se stoel kan nie vinniger sakkies, hy's bang hulle skiet ons. Ek sê, "Lala, ek leer die oom net maniere." Sien, die een dag kry ek dit reg, die volgende dag nie, maar môre gaan ek weer werk daaraan, want as ek nie môre werk daaraan nie, miskien as ek vinnig in hart praat,
Dan gaan die Here aanhou taksies bring tot ek dit reg kry. Dan gaan ander ouens indruk voor my tot ek dit reg kry. Ek het dit nou reg gekry, nou het ek die toets deurgekom, nou gaan nog nie weer iemand voor my indruk nie. Amen. Nee, julle lag nou, jy weet ek's reg. Van julle kan nie jou mond en toom hou nie, nou gaan die Here dit die hele tyd voor jou bring en sê, kom ons kyk weer, tot jy sê, Ek meen, laas jaar toe ry ek oor die brug, ek kom van daai kant af na die cruiser of 2 jaar terug. Daai julle dit. En 'n taxi kom aan die verkeerde kant oor en nou is ek in die cruiser met my groot bumper. Toe help ek hom terug in sy plekkie. Ek sê vir hom, jy gaan terug, hy sê hy gaan vorentoe. Ek sê 4x4, jy gaan terug en toe help ek hom. Die hele Brackenfell wat aan daai kant parkeer is soos go. Hulle het nie geweet ek's 'n pastor nie. Ek het gently net die taxi teruggehelp. Nou gee ek al vir hulle plek. Kan jy sien ons groei? Amen. In hierdie land gaan die Here ons baie met help. Okay, eerste punt was, ek wil regtig hê dat jy sal verstaan dat jy gesalf is vandag. En omdat jy gesalf is, kan jy die Here hoor. Hy gaan met jou praat, hy gaan jou lei deur die Heilige Gees. Almal wat gelei word deur die Heilige Gees is kinders van God, nee, ons kan daardeur gelei word, nee. Dan tweede is, hy praat met jou, ek het dit gesê, jy is gesalf, maar nou moet jy gesalf bly. En dis waar die Here sê, dat ons moet hom gehoorsaam, ons moet sy woord gehoorsaam, ons nie 'n keuse nie, jy moet jouself neerlê daarvoor. En derde maak my baie opgewonde, vat gesalfde stappe. Kom ek verduidelik dit vir jou. Wat is gesalfde stappe? Gesalfde geleenthede. Gaan na Genesis 12 toe, asseblief. Vanaf vers 1. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. En wat doen Abraham? Hoeveel van ons het 'n belofte van seën? Hoeveel van ons vat geseënde stappe? Net daarna te sê Abraham, kom ons trek, want die Here het gepraat. Hallo, kom ons trek, want die Here het gepraat. Hoeveel keer kom die Here nie en hy sê vir jou, luister, jy is my kind, jy is die mede-erfgenaam van Christus Jesus, jy hoor my as ek met jou praat, maar jy moet aksie vat vir dit om in te skop. Jy het 'n erfenis, maar jy erf nie, want jy vat dit nie. Toe Abraham die stappe vat, wat gebeur? Die Here gee vir hom die grondgebied. Ons van ons wat se beloftes gevries is bo ons. Hoekom? Wat in die hele oggend sien ek soos ysblokke met beloftes wat vassit. En ek vra vir die Here, wat is dit? Those who are led by my spirit, dis 4 van die Heilige Gees wat jou lei, sal die belofte smelt. Dit is stupid, maar dis wat hy vir my gewys het. Met ander woorde, ek laat die Heilige Gees my lei in gehoorsaamheid en soos ek stap, kom ek by die belofte uit. As ek nie Saterdagoggend in daai pad afgestap het en gedraai het waar die Here sê nie, was daai ou nie genees nie. Belofte. As ek nie om die draai gestap het en die derde ingang gevat het, het daai klomp kleding ouens nie tot bekering gekom nie. Belofte. As ek nie by die Here gehoor het om die pad terug te vat nie, want ons kon omgestap het om terug te stap, dis ek vir die man, ek voel die Here sê ons moet terugstap. Dis stap ons in 'n ou vas. Deel die evangelie met hom. 'n Tannie het vir hom 'n Bybel gegee. Ek sê vir hom, "Great, ken jy Jesus?" Want ek voel ons moet hom gaan gesels. Verstaan jy die stappe en verstaan jy erfenis? Ek moet hom praat en ek gesels met hom hieroor. Sy sê vir my, "Daar 'n vrou vir my Bybel gegee." Ek sê, "Great." Ek sê, "Het jy Jesus aangeneem?" "Ha?" Ek sê, "Jy hom aangeneem as jou saligmaker verlosser." I say, "No sir, I didn't know I need to do that." Sy sê vir my, "Have you accepted Jesus as your savior?" "No, I never knew I should do that. I just read the Bible." En net dan neem my Jesus aan. Die Heilige Gees kom oor hom.
Gesalfde stappe, verstaan jy dit? Ek weet nie wat jou gesalfde stap is nie, maar ek weet as jy dit nie vat nie, gaan jy nie erfenis ontsluit nie. Okay, so vir die van julle wat vir my kyk, soos ek altyd gekyk het vir die juffrou die wiskunde klas, ek gaan dit weer vir jou verduidelik. Eerste is, jy is gesalf. Amen. Tweede is, het Dawid se hart in gehoorsaamheid ten spyte van jou plekke waar jy dit mis. En derde is, jy moet leer om gesalfde stappe te vat, want daai aktiveer die hemel. Nou dit kan baie goed wees, en ek kan vir jou duisende stories vertel van gesalfde stappe. Ek onthou 15 jaar terug, of hoe lank ook al, het die Here van sê, trek Kaap toe en begin 'n gemeente hierso, en ons was 20 ouens in my sitkamer, ons is nou 5 gemeentes en 22 gemeentes in Malawi, of whatever. Maar iewers moes iemand gesê het, ja Here, ek trek uit my huis uit, ek trek uit my land uit, ek trek uit my area uit. Nee, al wat ek nog weer sukkel is die blou bil, ek het gisteraan die game gekyk, ek is nou nog op blou bil, ek sukkel om daai laaste deel af te sterf. Goeie game. Julle hoor wat ek sê, ek het daar weggegaan en kom vestig, en vandag het ons hierdie gemeente, ons Bethel gemeente wat aanlyn kyk, ons het ons Wellington gemeente, ons het ons Nam gemeente, ons het ons Oeverberg gemeente, en ons het al ons gemeentes in Malawi, want iewers moes iemand sê, ja Here, gesalfde stappe. Kom aan, as julle moet hoor, blaai vir my saam na Hebreërs 11 vers 6 toe. Dankie Here. Vanaf vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en hy wat na God toe stap vat. 'n Stap in wat? Al die stem van die Here. Wat deel die Here met jou? Wat is jou drome? Wat het die Here met jou gesels oor? Wat wil hy vir jou doen? Ek weet nie, maar ek weet as jy nie gehoorsaam is nie, gaan jy daar sit oor 20 jaar en sê, die lewe is unfair. My sussie in Nelspruit, nie in Nelspruit nie, sy is al lank nie met daar nie, sy is nou in Mugapung of, wat is die plek se naam? Louis Trichardt, wat is sy nuwe naam? Magapung of so ietsie, Mugapung of iets, ek weet, dis een van 'n stupid naam. Maar in elk geval, Louis Trichardt, sy sê altyd vir my, sy sê, JC, jy is lucky. Dis ek sê lucky nie, ek is gehoorsaam. Ek het 'n hart vir die Here se woord. Ek weet hy hoor my altyd. Ek weet ek is gesalf in hom. Ek eer sy woord en ek vat stappe, gesalfde stappe om my erfenis te aktiveer. Okay. Gaan van Jakobus 2 toe. Is almal met my? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie. Sien julle dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Wat het volkome geword? Geloof uit die werke. So my laaste punt is daai gesalfde stappe wat jy vat. Daai plek waar jy gesalf is, daai plek wat jy in erfenis klaar is, maar nou stap jy uit. Weet jy wat 'n hartseer lewe is? Is 'n lewe wat gelei is, wat nooit sy erfenis ingeneem het op aarde nie. Nou al ons deel. Dis nou al ons deel. Ek wil afsluit met 'n paar goed. Vrede is ook ons erfenis. As ek nou vir jou sê, hoeveel geld sê betaal vir vrede? Wat sê betaal vir vrede? As ek sal alles gee net om vrede te hê, want ek dink die een ding wat in die hel nie gaan wees nie is vrede, want die Here gaan sy teenwoordigheid onttrek daar, so jy gaan nie die vrede van die Here kan voel nie, vir geen moment gaan jy ooit weer vrede hê nie, en die een ding wat hy vir ons sê is, as jy deel is van my, gee ek my vrede vir jou.
Ek en Janine bid iewers in die week deur die aand toe. Ek het die lot van 3:00 die oggend af sit ons en ons bid net saam en ons bid net saam. En wat die Here ons wakker gemaak het, is net vir die gemeente ingetree. En een ding wat ons voorheen gebid het is vrede. Vrede. Vrede vir elke persoon. Vrede in hulle huise. Vrede in hulle huwelik. Vrede by hulle werksplekke. Here, laat val u vrede net oor hulle. Nou ek wil vir die volgende bid. Ek gaan 'n paar gebede vir julle bid. Maak almal julle oë toe. As jy die vrede van die Here nou kort, wil ek hê jy moet net gou staan. Net jy voel ek het nie nou vrede nie, ek het sy vrede nodig. Enigiemand wat vrede nou kort, staan net, is fyn. Ja. En lig jou hande net op. En sê net, Here Jesus, dankie vir die erfenis. Dankie dat ek u kind is. Sê, Here Jesus, herstel my vrede nou. Sê, Here, as ek dit iewers gemis het, vergewe my. Maar ek soek u vrede nou weer. Daar kom dit oor julle. Dankie Heilige Gees. Was die vrede van die Here nou. Meer. Release net die vrede oor elke persoon. Nou in Jesus. Jesus. As jy net die vrede van die Here begin voel, waai net jou hand. Okay, daar begin dit oor die hele plek. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek wil almal se oë toe is, as jy nou struggle om die Here te vertrou, sê, en ek sien dit in die gees, partykeer sukkel ons om die Here te vertrou, dis kom ons onvrede het. Hey, bly staan, as jy sukkel om die Here te vertrou, sê net, Here, ek is jammer dat ek U nie vertrou nie. Herstel my vrede. So daai vertroue van die Here bring vrede. Daar begin dit release nou, daar breek hy deur. Dankie Heilige Gees. Jy kan sit. Blaai vir saam na Matteus 6:33. Wat is nog deel van die koninkryk van die Here? Hoor gou hierso. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Kwel jou dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Wat sê hy? Ons gaan 31 toe. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek gaan 'n punt vir jou maak hier, en ek het nog een punt as ek klaar. Baie keer is ons soos, as ons hoor seën van die Here, dan dink ons die Here gaan my nou seën met 'n nuwe groot huis en 'n nuwe kar, en dit kan dit ook wees. Maar as ek in die Bybel lees ek voorsiening. Het genoeg in sy huis vandag. Het warm geslaap. Okay. Die Here sê, moenie jou bekommer wees oor môre nie, want ek het jou vandag. En partykeer maak ons onsself dood omdat ons bekommerd is oor môre, maar die Here het jou vandag. Kan ons ophou daarmee? Okay. As jy nie vandag het nie, dan kan jy bekommerd raak. Dan moet ons vir die Here sê wat is fout. Maar as jy het die Here jou. As jy het die Here jou. As jy het die Here jou. So kom terug by 'n plek van vrede en hou op om bekommerd te wees oor die dag van môre. Sluit jou oë. As die dag van môre jou bekommerd maak, steek jou hand op, jy hoef nie te staan nie. Weet as jy sê, ek is so bekommerd oor die dag van môre, steek jou hand op, wees eerlik met jouself. Almal se oë is toe. En al wat ek wil hê jy moet bid agter my aan, sê net, Here, ek is jammer. Die dag van môre is u probleem. Ek het u wil gesoek vandag. Ek het kerk toe gekom vandag. Geef my vrede nou. Wag, daar val dit dadelik. Dankie Jesus. U vrede moet ons nie bekommerd is oor die dag van môre nie. Hou net aan. As jy nog nie vrede het nie, hou net aan. Hy het jou vir die dag van môre. Stop gou daar, kyk gou vir my. Nou,
Wie weet dat die kerk hardloop met geld? Hierdie wat julle hierso sien, is 'n gebou wat ons huur. Die wat nie weet wat ons hier is nie, wang om vir jou te sê, maar ons betaal R255.000 'n maand hier. Kyk, en nou sit ek by 'n jong man, ek sê, wat dink jy betaal ons vir hierdie? Hy sê, sag so R30.000. Ek sê, ek bly vir jou. In die hemel, ja. Wie wat die Here met my gedeel het eendag? Ek gaan vir jou al die ander uitgawes sê nie, ons het salarisse, ons klomp goed. En die Here wys my eendag, hy sê, as jy 'n dag voor die tyd die huur betaal, omdat jy bang is dat daar nie môre geld is nie, gaan ek jou voorsien nie. So wat doen ek? Op die dag wat ek die huur moet betaal, betaal ek die huur. Maar 'n paar dae voor dit moet ek salarisse betaal. Dan staan net genoeg vir salarisse tot op R1.000. Jy kan my vrou vra, tot op R1.000 is daar genoeg. Dan betaal ek almal se salarisse. As ek sê, Here, hier is oor 4 dae. Ek gaan nie bekommerd wees nie. As ek gaan en ek doen dit verkeerd om en ek raak bang en ek begin nou vooruit goed betaal of die goed omruil want ons moet nie die kerk oophou. Dis 'n boggerop in die geesriem. Jy moet hierdie les leer. As jy nie vandag jou karpaaiement moet betaal nie, hoekom worry jy oor hom? Wag vir die dag wat jy dit moet betaal en dan begin jy worry. Betaal wat jy vandag moet betaal, want dis geloof. So my geloof is op daai dag betaal ek salarisse. Almal weet dit. Daai dag betaal ek, daar's genoeg. Dat ons R1.000 oor. Dan staan 4 dae oor vir huur. Op die dag wat ons hier moet betaal, ons partykeer se R2.000 in die plus. Dan betaal ons dit. Het die kerk 'n dietkaarte? Nee. Het ons 'n overdraft? Nee. Het ons 'n ouer boetie na wie ons hardloop? Nee. Vra ons al ons ander kerke vir geld om deel te wees van ons? Nee. Inteendeel, ons betaal hulle partykeer. As ek vir jou sê hoeveel miljoene ons al in ander kerke ingesit het, ons is seker al op 5-6 miljoen in totaal wat ons in die ander kerke belê het. En dan praat ek nie uit 'n plek van gemakheid nie, want ek het vandag vir jou wil sê, as jy vandag het, doen wat jy vandag moet doen. Moenie vandag doen wat môre gedoen moet word nie, of jy voeter geloof op. Wie luister na my? Volg dit werk. En baie keer betaal ek dit, dat daar R1.000 oor is, dan betaal ek salarisse daar's R1.000 oor, dan sê ek, Here, ek het U vertrou. Kyk, daar ek het dit gedoen. 4 dae. En dan lê ek bietjie wakker in die aand, ja. En ek gesels met die Here dat hy goed is, ja. Maar die geloofstap is, jy trap op die water. Die geloofstap is, jy sit jou voet in die Jordaan en dit trek oop. Die geloofstap is aksies wat jy vat. My aksie is, ek gee dit elke keer alles, en ek sê, Here, môre is U probleem, maar ek weet ek is in lyn met U. Ek weet ek soek die koninkryk. Dis altyd wat ek wil doen. Julle laat my hard werk vandag. Halleluja. Dis voorsiening. Laaste. Blaai van Jakobus 5 vers 14 toe. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Genesing is jou deel, ons het dit aan die Jessie gesien. Okay, maar waar begin dit? Ek is gesalf. So ek glo genesing is my deel. Ons grootste wapen in die straat is genesing. Ons bid vir ouens, die Here genees hulle neem hom aan. Ons grootste wapens onder moslems is genesing. 188 moslems neem die Here aan in Zanzibar, omdat ons gevloei het in genesing. Almal was nie moslems nie, maar baie was. Staan voor moslems, dan sê ek vir hom, hey, daar's iets fout met jou long. Wie het met jou gepraat? My familie met jou gepraat? Nee, Jesus Christus, die weg na die Vader, die enigste God, en hy gaan jou aanraak om homself te openbaar. Bang, be healed, daar genees hy. Ek het nog nooit hierdie gevoel nie. Skielik is nou in Engels, is JC translation, hè? En dan neem hy Jesus aan, en dan vertel hy vir almal, hierdie is die ware God, hulle het vir ons gelieg. Maar is jou deel ook. Okay, wie sit hier, maak jy oë toe, skies, is jy van daai dae? Wie het genesing nou nodig? Steek jou hand op. Steek jou hand op.
Net daar waar jy is, sê net, Here Jesus, dankie vir my genesing. Wil almal se oë toe is, wat ook al fout is met jou, sien dit nou genees. As dit 'n spier is wat gerek is, sien hoe hy nou reguit trek. As dit 'n rug is waar al wervel uitlyn het, sien die wervel nou reguit en sê, Here, dankie vir my genesing. Sien dit reg, sê Here, dankie dat my knie nou reguit trek in Jesus naam. Ek vat dit. Wat dit ook al is, daar begin die genesing vloei. Jy het nou sê, toe begin die genesing vloei. Ek sien dit in die hemel. Ek sien genesing oor julle. Jesus, Jesus, release. Release. Wie voel net hoe die Here hulle aanraak? Waai net vir my. As sy daar's ten minste se 2 van julle. Amen. Nee, ek joke, ons baie. Come on. Stop gou vinnig daar. As ons nie kan sien wat die Here vir ons doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Met ander woorde, wat wil ek sien? Ek wil nie bid vir genesing nie. Ek wil bid, Here, genees Tannie Hessie se een kant van haar lyf volkome, laat daai kant haar sterk kant word en haar ander kant swakker is. Ek moet dit kan sien, ek moet dit kan proklameer. Toe daai ou die rolstoel bring, sê sy vir my, gaan rolstoel op 'n ander plek. Dis is 'n vertaling. En net daar het geloof ingeskop, net daar het haar salwing ingeskop, net daar die Here haar herstel. Anders beloof ek jou, sy maande en maande gesukkel het en hier rondgeploeter het met 'n rolstoel. Maar sy het gekies, gesien, geglo. Wat het sy vir die dokter gesê? Ek gaan met wat uitstap? 'n Kruk. Ek dink inteendeel as sy vir hom gesê, druk jou kruk, so sy dalk uitgehuppel het. Het gesê om vir 'n kruk. Sien jy die vlakke van waarvoor ons die Here kan vertrou? Amen. Mag die kruk net volgende week wees en dan ons klaar met dit. Amen. Net volgende week, die week daarna is dit weg. Laaste, Jakobus 1 vers 5, gaan vir my sien toe. Som hiermee afsluit. Regtig afsluit. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat hom aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hulle gegee word. Wat kort kom? Wie het wysheid nou nodig oor 'n situasie? Dis almal sê, ja, steek jou hand op, sommer ek dink is almal van julle omtrent. Amen. Staan as jy wysheid kort kom. Lig jou hande na bo. Sing, dis al hoe ek julle boere kry om jou hande op te lig, nee, ek moet 'n liedjie sing. Steek jou hande uit na die Here toe, maak jou oë toe voor die koning, sê Here, ek is gesalf, ek is 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus. Ek kom vra nou, Here, gee vir my wysheid. Dis my deel. Heilige Gees, wys my presies wat om te doen. Glo wat jy nou voel in jou hart. Hou net jou oë toe. Bid net rustig saam met my. In tale as jy kan. In tale as jy kan. Ki sharabato sirarabago. He sarabakatorotosi. Ek sien hoe die antwoord van die Here opkom soos 'n stroom in jou hart. Soos 'n fontein stoor dit nou op. En wat jy ook al in jou hart vind om te doen, doen dit. Daar is die antwoord. Ek wil sommer vir jou bid, sê net, Here, vat alle gedagtes weg wat nie van U af is nie. Ek wil U duidelik hoor. En dit wat van U af is, laat dit soos 'n swaar gewig in my hart sal wees. Jesus naam. Ek voel jy môreoggend gaan wakker word met 'n antwoord en 'n wete van die Here. Ek sien jy deur die aand slaap en jou gedagtes word rustig en môreoggend as jy wakker word, as jy sê, ek voel dit moet ek doen. Skryf dit neer, die Here gaan met jou praat. Okay. Dankie Here dat ek oor elke persoon hierdie keer van U seëninge kan bid. Dankie Here dat U ons nie weeskinders agtergelaat het nie, maar die Heilige Gees vir ons gegee het as belofte, wat ons lei in U wil.
Here, ek bid en ek sien van die ouens sit en van die ouens staan in die gees, van die ouens skryf, Here, dat ons sal hardloop in gehoorsaamheid aan U stem, dat ons sal optree as mede-erfgename van Christus Jesus. Dat ons U hart sal volg bo enigiets anderste, en Here, dankie dat hulle gesalf is, dat hulle gesalf bly, Here, dat hulle gesalfde stappe vat in Jesus naam. Is die liewer as die lewe. Amen. So great, as dit gou vinnig oor vanaand. Vanaand het ons 'n profetiese aand. So moenie nuwe mense nooi nie. Hulle die eerste keer hiernatoe bring as dit 'n profetiese aand is nie, want dit gaan wild raak in die plek. Amen. Ek grap, die Here gaan lekker gesels. Ons praat oor 'n profetiese kultuur en hoe om dit te hou. Dis interessant as ek met soveel ouens daar buitekant praat, het hulle geen idee wat die profetiese is nie. Maar ek wil vir jou wys hoe hou mense 'n profetiese kultuur, en dan uit dit uit gaan ons profeteer, laat ons tonge droog raak. Amen. Okay, bless julle, lekker middag, en ons hoop almal se huise is okay.